Maar dit is 'n Vrydag aand wedstryd die Stormers teen Bayonne. Hulle bly in Europa. Lyk my hulle speel goed in Europa. Dit is vir die vorige jaar het hulle gesukkel in Europa. Ewe skielik het hulle nog klomp wedstryde daar gewen, soos sielkundig is hulle daar. Maar die Europese kompetisie is anders. Die standaard van rugby is hoër en Bayonne gaan 'n groot uitdaging vir die Stormers wees. Ja, ek dink as jy gaan kyk na die vorige seisoene waar die Suid-Afrikaanse spanne betrokke geraak het by die Europese ligas, is dit definitief eens dat ons baie meer ervaring begin opdoen met Europese kondisies. Ek dink die Suid-Afrikaanse spanne het ook hulle voete begin vind oor hoe dit is met spelerbestuur om twee gelyktydige of parallel lopende kompetisies dan uit deel te kan neem. Ek dink as jy gaan kyk hoe die Suid-Afrikaanse spanne in die eerste seisoen van die Europese kampioenskap gevorder het tot en met nou, is daar definitief 'n verbetering. En ek dink tog, dis waar spanne soos Nieu-Seeland en Australië besig is om so 'n bietjie kort te trek in hierdie tipe observasie wat ons dan nou ervaar met hierdie kompetisie. Stormers, moeilike wedstryd teen 'n Franse span in Frankryk. Dit is soos jy sê, ek dink nie dit gaan enigstens makliker raak verder nie, maar die Stormers sal hierdie wedstryd in 'n nuwe kompetisie van minuut 1 af wil gedoen. Nog steeds 'n uitdaging vir die afrigters is beskikbaarheid van spelers en veral Springbokke. Daar's 'n paar wat nou terugkom. Met Potro wat 'n paar toetse gespeel het op vaskop, dan Dixon. Yes. Hy is ook terug op flank. Maar lyk my die Stormers speel amper beter sonder hulle Springbokke tans. Maar ergens gaan hulle dan vir veral sterre soos Sasha Feinberg en Komazulu en Damian Willems en Kobus Reinagh sal 'n groot verskil maak. Maar hulle gaan waarskynlik eers terugkom wanneer die Verenigde Rugby Kampioenskap is teen die Leeu's en die Bulls. Ek dink dis wat vir my so amazing is, ons bly praat oor die diepte van die groepe en die Stormers het nou 'n paar spelers en ons hoop en bid vir 'n beseringvrye seisoen. Want as jy kyk na iemand soos Matthee wat baie goed doen op loskakel, jy kyk na ouens wat hulle hande opsteek wat nie noodwendig die eerste keuse sou wees of is as hierdie Springbokke en wanneer hulle weer terugkom nie. Maar ek dink tog daar spelers wat hulle hand besig is om te steek. Ek dink iemand soos Ackerman se waarde wat hy by die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Munster bygevoeg het, is van onskatbare waarde. Ek dink 'n ou besef wat 'n speler hy is. En dan kyk jy na spelers soos 'n Warwick Geland wat besig is om met sy ervaring terug te ploeg in die Stormers groep in. En ek dink hy is van onskatbare waarde, daai tipe speler en kaliberspeler wat opkom van die reservebank af, sou die Springbokke dan deelkom. So ek dink die Stormers is op 'n goeie plek, maar diepte is nog steeds 'n groot bekommernis as beserings gaan begin intree.